So ons eerste tema vir ons reeks is terugkeer na die tafel. En my hoop is dat jy vandag hier gaan wegstap en eerstens gaan besef hoe belangrik tafeltyd is om saam te eet as 'n familie. Nie net om dit te besef nie en te sê, dis interessant, dis seker belangrik, maar dat jy sal besluit om tafeltyd 'n gewoonte in jou huis te maak. En miskien gaan jy vandag selfs hier moet belê in 'n tafel. Miskien gaan jy wegstap en jy gaan 'n tafel moet gaan koop. So ek wil begin met 'n paar interessante gedagtes, goedjies wat ek net gelees het oor die tafel. So daar's hierdie boek geskryf deur Adam Gopnik. Dis nie op die skerm nie, jy kan maar net vir my luister. Die boek se naam is The Table Comes First. En die subopskrif is Family France and the Meaning of Food. En hy het iets in hierdie boek gesê wat my nogal laat dink het. Hy sê, eating is an intelligent act or it is an animal act. Eating is an intelligent act or it is an animal act. En dan sê hy, what makes it intelligent is the company of other mouths and minds. The company of other mouths and minds. Met ander woorde, veral met aandete, wat ons voorberei het, moenie net gaan oor my maag nie, dit moet gaan oor mense, saam wees, deel. In hierdie boek haal hy ook 'n Britse chef aan, Fergus Henderson, wat die volgende gesê het. Hy sê, I don't understand how young people today can begin life by buying a sofa and a television. Don't they know the table comes first? Met ander woorde, wanneer 'n gesin dink aan om huis op te sit, nie net eers 'n bank en waar gaan ons Netflix kyk nie, maar 'n tafel. Hoe gaan ek en my mense om die tafel sit? En het jy al agtergekom dat die tafel word al minder belangrik in ons generasie, in ons tyd? Wie van julle se oumas en oupas het 2 tafels in die huis gehad? In die kombuis en in die eetkamer. En vandag is dit so dat daar's huise waar daar glad nie tafels meer is nie. Net nie meer belangrik nie. Hulle sê vandag eet meer mense uit as in. Met ander woorde, meer mense eet by restaurante of takeaways. En as dit kom by die takeaways, het hierdie skuif sê hulle plaasgevind met die ontwerp van die mikrogolf. 1967 dink ek het was, toe die mikrogolf ontwerp is en 8 jaar later, by 1975, het hulle by die miljoen mikrogolwe 'n jaar verkoop. En as gevolg van dit, toe begin hulle al hierdie frozen meals maak, en toe sien Woolies se gap, en al hierdie mense maak hierdie klaargemaakte kos, wat jy net vandag in die microwave kan sit, en warm maak, en families doen selfs dit vandag, en statistieke wys, navorsing wat hulle al gedoen het, dat die gemiddelde ete van gesinne, was altyd 90 minute gewees. Waar nou, is die gemiddelde ete 12 minute. 12 minute. Hoekom daai groot val? Want ons eet verskillende tye, ons eet alleen, en dan dink ek nog met TV's, tablets en fone, elkeen gryp wat hy wil, wanneer hy wil, gaan sit daar voor die foon, en ons eet nie om, it's not an intelligent act, we eat like animals, ons eet om ons maag vol te maak, maar ons fokus is nie eens op die kos of op mense nie, ons fokus is baie keer vandag op skerms. En ons gaan dit aan, en dit maak dat ons te veel eet, of kinders te min eet, of verkeerd eet. Die feit van die saak en die groter issue, is nie die gesondheidsaspek nie, alhoewel dat dit beïnvloed, het is die saam eet wat die issue is. So ons eet nie saam nie, ons share nie saam nie, ons gesels nie, ons kyk nie in mekaar se oë nie. En sal jy met my saamstem, samelewing vandag is al meer besig om te verbrokkel en te breek en is chaos en gebroke. En hoekom is dit? Ons kan 'n paar redes sê, en die grootste issue in ons kultuur is mense wat die hele tyd die regering wil blameer. Kan ek jou sê, natuurlik doen hulle baie goed verkeerd. Maar ons moet kyk, we have to begin at the beginning. Waar is die beginpunt van alles wat fout gaan? En dis in ons huise. Dis in ons huise, dis nie daar in Ramaphosa se kantoor nie. Dis in jou huis. En 'n groot issue in huisgesinne, hoekom dit al meer breek, is die koneksie in huisgesinne. En 'n groot issue van die koneksie in huisgesinne is die tafel wat nie meer belangrik is nie.
of die tafel wat dalk verwyder is, of die tafel wat nie meer 'n tafel is nie, hy's net 'n ding daar om ons linne en ons werk en alles op te pak. En ek gaan nou met jou share hoekom dit belangrik is vir jou familie. Ek wil net eers vir jou wys dat die terugkeer na die tafel toe nie 'n ding is van ons families moet net saam eet. Iemand het iewers 'n tafel ontwerp, 'n meubilair en toe's dit nou 'n goeie idee nie. Die tafel het nie begin by 'n mens nie. Die tafel was al die tyd in God se gedagtes toe hy die mens gemaak het. En ek wil hê jy moet gou mooi hieraan dink. As jy na die Bybel toe gaan, God openbaar sy hart vir ons op soveel plekke deur die beeld van die tafel. En as jy jou Bybel hier het, dan wil ek hê jy moet saam met my oopmaak by Lukas 12. Hier praat Jesus hieroor en hy sê vir ons iets wat so profound is, so belangrik is. Hierdie is een van daai skrifte in die Bybel wat ek altyd aan dink. Wat ek altyd oor herinner word is, baie mense dink aan Johannes 3 vers 16, ander skrifte. Hierdie is vir my een van daai groot skrifte. As ek dink aan die Bybel, want ek dink altyd aan die hemel waantoe ons op pad is, en Jesus skets 'n beautiful prentjie van wat gaan gebeur as hy terugkom met sy tweede koms. En hy sê dit net hierdie een skrifgie wil ek vir jou lees in vers 37. Hy sê, hy praat vir homself, hy sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Hoe beautiful is dit? Die Here sê, wanneer hy terugkom om ons te kom haal, want hy praat hier oor mense wat gereed moet wees en wat opgewonde moet wees, dat hy op pad terug is, en opgewonde moet wees oor waantoe ons op pad is, dan skets hy 'n prentjie oor waantoe is dit. En reg deur die Nuwe Testament en in Openbaring word dit vir ons geskets dat in die hemel is daar een groot feesmaaltafel. In daai familiehuis is daar 'n groot eetkamer en God wil hê ons moet saam eet en party. Hy wil hê ons moet om daai feesmaaltafel kom en hy sê hy gaan daar staan om ons te bedien en om ons te ontvang by hierdie tafel. En dit openbaar vir ons sy hart. Hy het 'n verhoudingshart, hy is die God van liefde. Hy wil hê daar moet koneksie wees tussen ons en hom. Dink aan Openbaring 3 vers 20. Wat sê hy? Ek staan by die deur en ek klop. En wie ook al vir my oopmaak, wat sal hy doen? Ek gaan inkom en by hom, saam met hom feesmaal geniet, sê hy. Waar doen mense feesmaal? By 'n tafel. Dan is die spread, die kos is daar, maar dit gaan nie net oor die kos nie, dit gaan oor mekaar. Dis 'n feesmaal, mens kuier lekker. Sy verhouding met ons. Dan die nagmaal. Wat simboliseer die nagmaal? Toe Jesus saam met sy disippels nagmaal geselebreit het en hulle geteach het wat dit beteken, toe kry hulle om 'n tafel. En hy breek die brood en hy vertel hulle van sy bloed en die nuwe verbond. En hy sê vir hulle, gee hulle hierdie opdrag, hou aan om hierdie te doen. God is 'n pa. Hy wil hê sy family moet aanhou om saam te kom en saam te celebrate. Hoor julle wat ek sê, dit gaan nie hier oor 'n fisiese tafel nie. Kerke sit nie fisies om tafels nie. Maar ons kom, die simboliek, die hart daarvan is dat ons saam celebrate. Dat ons identiteit moet celebrate. Dat ons interafhanklik moet wees van mekaar. En dan eventually dat daar inklusiwiteit moet wees. Dat ek my lewe kan oopmaak vir ander mense. Eerstens vir die medegelowiges, as jy Handelinge 2 kyk. Hoe is dit dat hulle duisende mense bereik het in daai tyd? Hulle het nie fone gehad nie. Dit was onwettig om kerk te hou in geboue. Hulle mag nie geboue gehuur het of gekoop het, Christene nie. So hulle moes weggekruip het in huise en die Bybel sê hulle het gegroei met duisende. Hoe is dit moontlik? Want die gemeenskap het gekyk vir hierdie community wat klein begin het, kleiner as ons. En hulle het by mekaar gekom om te worship en hulle het by mekaar gekom in huise, by mekaar gekom om te worship en by mekaar gekom in huise. Wat dink jy sal gebeur as almal in ons kerk, elke week, nie een Sondag kerk skiep nie? Kom ons sê vir 3 maande lank, 6 maande lank. Elke week, nie een keer kerk skiep nie, en elke week, ten minste 1 keer 'n week, jou huis oopmaak vir ander mense, vir ander Christene, saam met wie jy bid, jy hoor waarmee is hulle besig, jy bid vir hulle, help hulle, ondersteun hulle. As ons dit elke week doen, so, vir 6 maande lank, as 'n community vir dit kyk, sal ons hierdie hele Alberton bereik. Mense love dit as hulle sien, yes, hierdie mense gee om.
Hierdie mense is lief vir die Here en is lief vir mekaar. Dis wat Handelinge gedoen het. Jy kan gaan lees in Handelinge 2. Het sê hulle het elke dag het hulle by mekaar gekom om tafels gesit en saam geëet en saam gebid. Elke dag. Imagine ons doen dit elke dag. Mense sal sê hierdie mense is mal. Wat is dit, werk hulle nie? Maar hierdie mense, nou verseker, dit was 'n ander tyd gewees. Ons kan dit nie eens een keer 'n week doen nie. En dis verskonings en dit is ons tyd, ons het 'n challenge, maar ons moet terugkom by wat die woord vir ons sê. Terugkom by die tafel. Ons kan nie die Here dien soos ons wil nie, ons moet hom dien soos hy wil. Hy wil hê ons moet familie wees, inklusiwiteit. Hoe het Jesus disippels gemaak? Dit sê die Fariseërs, die kerkmense van daai tyd, het hom die heeltyd gekritiseer, want dit sê, hulle sê, hoe kan hy so sit en eet saam met sondaars? Oral waar hy gegaan het en mense leer ken het hy saam met hulle en hulle vriende en familie en community gesit. Dan het daarvan daai mense stikkend dronk geraak. Dan het hulle gesyp en dit en dat, hulle vloek en dit en dat, maar hy kuier net. Hy doen nie dit saam met hulle nie. Maar hy kuier met hulle, hy connect met hulle. Soveel so dat die kerkmense van die dag sê, hierdie ou, hy is van die pad af. Kyk die tipe mense met wie hy meng. Maar daai mense het tot bekering gekom. Daai mense het deur sy hart die Here leer ken. En het sy community op die ou ende van die dag geword. Daai mense is die mense wat in Handelinge 2 so elke dag by mekaar gekom het en saam gekuier het. En hulle huise oopgemaak het en hulle lewens oopgemaak het vir die werk van die Here. Soveel so dat hulle vriende, familie en communities and beyond tot in ander lande gegaan het en bereik het. So kan jy sien die tafel en die hart agter die tafel. Dit het nie begin by 'n meubilair nie. Dit het begin by die Here. Die hart agter die tafel. En nou wil ek vir jou sê, wat beteken dit vir jou en my vir ons huise? Jy kan 'n bietjie terugblaai in die Bybel na Psalm 128 toe. En hierdie is 'n beautiful seën wat uitgespreek word oor 'n familie. En jy in die middel van hierdie seën vers 3 en 4, dan sê dit die volgende: jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seuns is rondom wat? Jou tafel. Soos jong olyfboompies. Olywe, die Bybel en die olie, dit simboliseer salwing. So jou seuns het die salwing op hulle. Hulle is besig om te groei en alles te word wat God wil hê hulle moet wees. Is jou kinders besig om so te groei? Maar waar is dit besig om te gebeur? Om jou tafel. En dan sê hy, kyk, so word die man geseën wat die Here dien. So word die man geseën wat die Here dien. En dit is my gebed vir ons families hier by Familia, dat ons so geseënd sal wees, omdat ons die Here dien en hierdie eenvoudige beginsel in die dien van die Here, om ons families om 'n tafel te kry. Hoekom is dit belangrik? Daar's 4 goed. As jy na die Bybel kyk en reg deur die eeue in goddelike gesinne, is daar 4 goed en ek wil dit vir jou vereenvoudig en dit vir jou so sê. Sy storie, my storie, hulle storie, ons storie. Sy storie, my storie, hulle storie, ons storie. Sy storie. As jy na die Bybel toe gaan, dan sien jy, van die begin af, was dit 'n wet gewees vir die Jode. Ekskuus, ek's nie moeg nie, ek sit nou net doelbewus by die tafel. Van die begin af vir die Jode, is dit doelbewus, dit was 'n wet gewees van die Here vir hulle, om 1 keer 'n week by mekaar te kom, Shabbat. Julle het al die woord gehoor, Shabbat. Dan het hulle op 'n Vrydag, jy mag nie werk nie, sit af, sit weg, hulle doen dit nou nog. Kom by mekaar en groot deel van daai by mekaar kom is om sy storie te share. Is om te praat oor die Bybel, is om te praat oor die Here. Wat beteken dit om oor die Bybel te praat? Dis nie ek lees versies en ek lees woorde wat in daai boek staan nie. Die Bybel bestaan uit gebeurtenisse, goed wat in die geskiedenis gebeur het, goed wat die Here gedoen het vir sy mense. En die Jode was groot daarop om, die Here het vir hulle gesê, julle moet julle kinders sê wat ek gedoen het. Want dit leer julle wat ek kan doen en wat ek wil doen vir julle. Hoe gaan ons vertrou in wat die Here vir ons wil doen en weet wat hy wil doen as ons nie weet wat hy al gedoen het nie?
Mens kyk terug om te weet waartoe jy op pad is, tot 'n groot mate. Kyk na ons familielyn, ons kyk wat het die Here gedoen in die verlede. Ons share sy storie. Dit gaan heel eerstens oor hom en sy storie. My storie word net deel van sy storie. En as gevolg van hom, kom ons om 'n tafel en ons vat hande en ons bid saam. Weet jy hoeveel gesinne vandag bid nie meer saam vir die kos nie? Ons vat ons hande, ons bid saam, ons dank hom vir hierdie wat op hierdie bord is. Pa sê dankie, hierdie is alles as gevolg van die Here. Dis nie ek nie. Dis nie my gawes nie, dis nie my goedheid nie, is net oor die Here goed is. Daai doen iets as kinders dit hoor. As dit moeilik gaan, dat ons die Here kan eer, nog steeds, vir die bietjie wat ons het, en om vertrou vir dit wat ons nie het nie, is om die Here te eer, en te sê, Here, ons weet, U het nog altyd na U mense gekyk, U sal kyk na ons. Sy storie. Tweedens, my storie. Die tafel is die plek, waar ek en jy, paas, maas, oupas, oumas ook hier, waar ons kinders, ons ervaring moet leer. Dis daar om die tafel waar 'n kind maniere leer. Dis omdat kinders nie meer kan sit om 'n tafel elke aand en stil bly en luister nie, dat hulle nêrens kan stil bly en stil sit en luister nie. Maniere, sociability, om te kan leer om stil te bly as iemand anders praat, om te kan leer om te luister, om te kan leer hoe om gesprek te voer met ander volwassenes. My storie te share met my kinders, my journey, my uitdagings, en nie net myne nie, soos ek myne share, is my vriende om die tafel, is my familie om die tafel, en ons share ons stories, en daai kan ek jou sê, die belangrikste download vir ons kinders, is nie op fone en tablets nie, is wat hier om die tafel bespreek word, is die grootste downloads wat hulle nodig het. Dylan Lauren Reed, sy is die dogter van fashion designer Ralph Lauren. Sy het die wêreld se grootste sweets winkel vandag en sy sê hierdie oor die tafel. I received most of my business education around the dinner table. Whether I listened to my father or brothers or we had business people as dinner guests, I learned from everyone. Ek kan getuig hiervan, ek kan onthou, hierdie was 'n principal in ons huis gewees, 5:00, dan is my pa by die huis, 5:00, 5:30, kos gaan bedien word, en ons almal was altyd daar, soos jy's nie daar nie. Dis waar jy is, 5:00, 5:30, dan gaan ons saam eet. En baie keer was dit net ons, baie keer, oordat my ouers betrokke was by skole en by kerk en so, was daar ander mense in ons huis gewees. En ons as kinders, jy daar gesit en jy het geluister vir hierdie volwassenes praat. En baie goeie, daai tyd sou ek dit nie besef nie, maar baie van wat my gevorm het in die lewe was om daar te wees en daar te sit en te luister oor besigheid en skool en politiek en wat in die land aangaan en kerk en gesinne en foute en hoe mens sekere goed hanteer en konflik, baie van die goed was daar uitgestryk in my, min het ek geweet as 'n kind. Maar ons as volwassenes moet weet, dat dis wat gebeur in 'n kind, as ons getrou daagliks om 'n tafel sit. Vandag is die issue, te veel jong ouers wil daai los vir die skool. Ons wil hê die skool moet ons kinders leer, wat hulle moet weet. Kan ek jou sê, dit is jou werk, dit is my werk. Die belangrikste lesse wat ons kinders moet leer, moet ek en jy doen. Wat sê die skrif? Wie se tafel? Is dit juffrou se tafel? Is dit die hoof se tafel? Dis jou tafel. Dis my tafel. Jy moet 'n tafel hê waar rondom jou gesin gesit word en waar mens saam sit en waar mens connect en waar jy jou storie kan share. Ek wil dit vir jou so sê. Jou tafel is jou kansel. Jou tafel is jou pulpit. Dis jou platform waar jy alles wat die Here al in jou lewe gedoen het en alles wat die duiwel ook al gedoen het, al die foute wat jy al gemaak het, wat jy daar stuk met jou kinders kan share. En daar download hulle daai wysheid. So belangrik dat ons stories moet share met ons kinders. Sy storie, my storie, hulle storie. Nou is ek hier, ek share met hulle goed wat ek wil share, ek share oor die Here, ek share oor myself en goed wat ek sien.
dis so belangrik vir hulle om te share, dat ek weet, waar's my gesin? Waar in hierdie seisoen van die lewe, wat doen hulle? Waarmee is hulle besig? Jy het Sky in die week vra sy vir my, deesdae kom hulle met die weetste goed van die skool af. Maar sy vra vir my en gel vir R1000. Wat is die Afrikaanse woord vir cool? Nou, worry ek nie vir daai R1000 nie. So ek vriesend, ek weet nie. Wat's cool? Sy sê nee, kief. Dis die woord. Nou dit is simpel, maar jy leer hulle taal. Jy leer waarmee hulle besig is. Jy hoor hulle vra, jy hoor hulle issues, jy hoor wat gaan by die skool aan, jy hoor wat gaan onder die meisies aan en wat gaan onder die seuns aan. Jy hoor die goed wat hulle kyk op die fone. Daai is so belangrik. En dat ek dan inspraak kan lewer by dit. So bly ons connected en so het ek invloed in dit waarmee hulle besig is in hulle lewe. Al daai klein ervarings elke liewe dag. Stem jy met my saam? Ek sê gereeld, die tyd vlieg vinnig verby. Wie van julle sê dit ook? Die tyd vlieg vinnig verby. Nou, daar's 'n realiteit in dit. Die tyd vlieg vinnig verby, in die sin dat ons kyk na ons lewe, ons word ouer, ons kyk terug, ons besef ons gaan sekere goed nooit weer terugkry nie. Ons kyk na ons kids, veral as jy ouer is, en jy kyk na jou kinders en jy weet nie, hulle het so vinnig groot geword. So daar's 'n deel van dit wat, it's just life. Maar dan's daar 'n ander deel. En ons moet pas op dat ons nie hier lewe nie. 'n Groot deel van as ons sê die tyd vlieg vinnig verby, is omdat ons baie van hierdie moments mis. En jy kan dit nooit weer terugkry nie. Byvoorbeeld, môre is 2 Februarie, Maandag 2 Februarie 2026. 2 Februarie 2027 gaan nie jy of jou kind onthou wat het môre gebeur nie. En daar's soveel klein goedjies wat gebeur elke liewe dag, klein emosies, klein goed wat hulle leer, moments wat hulle laat lag, klein lessies, klein vragies of groot vrae wat al klein begin. En as ek hierdie moment hier mis, môre 2 Februarie, en ek mis hom 3 Februarie, ek moenie 2027 2 Februarie terug sit en sê, ek het dit gemis, kom ek vang dit gou op nie. Dis weg. Hulle weet nie eers wat het gebeur 'n jaar terug nie, ek weet nie wat het gebeur nie, al wat ek kan sê is, dit het gevlieg, dis weg. En ek was nie deel van dit nie. En ek was nie connected daar nie. Ek het nie 'n inspraak gehad in dit nie, want ek was so besig met ons goed, en ons het mekaar gesien, en ek was deel van die en van daai, maar dis daai klein goedjies wat ons dink, dis sommer simpel, kom ons maak net kos, eet, gaan slaap, môre gaan ons weer aan en ons jaag met die groot goed. The small things are the big things. En jy gaan dit eers besef later in die lewe as jy dit gemis het. Om hom aan die tafel te sit en te hoor al die klein goedjies, en soos elke week gaan, om connected te bly met dit, en om inspraak te hê in dit, en om te hoor wie's hulle, waar's hulle, wat doen die Here in hulle lewe, wat is die duiwel, waar probeer hy aanval, wat gaan in die wêreld aan, en om saam op 'n journey te wees, is so belangrik. Topsielkundiges, dis hoekom ek met daai ou daar opgesit het, Brett Ullman, wat sy meestersgraad het in leierskap en evangelisasie, 'n hart vir families, nes ons, so ek kyk sy goeters, klink eenvoudig, maar dis massive, en daar's soveel studies al gedoen, sy video's, ander video's, waar daar navorsing gedoen is, waar sielkundiges sê, 'n kind het hierdie nodig in sy lewe, struktuur en liefde. Struktuur en liefde. En almal van hulle sê, deel van daai struktuur moet saam eet wees. Hulle sê, wat dit in 'n kind doen, is 'n diep sekuriteit. Om te weet, ons gaan beklei en goed gaan verkeerd gaan en whatever, die lewe gaan besig wees, maar vanaand kom ons om die tafel. En ons kom weer by mekaar en ons kyk mekaar in die oë en sê, alles is okay. Ons het mekaar, ons het Jesus, ons is sjap. En kan ek jou sê, we are failing at this. En ek sal die eerste een wees om dit te sê. Om te sê, ons eet nie elke aand saam in ons huis nie. Ons eet, maar ons eet nie saam nie. Ons like van eet, maar ons eet nie altyd saam nie. En dis 'n probleem. En dis 'n probleem wat ek wil regkry. Ek wil hê ons moet elke aand saam eet, want hierdie sielkundiges sê, 2 tot 3 keer 'n week, in die navorsing wat hulle doen, sê hulle, as jy na gesinne toe gaan, en hulle dit bestudeer, gesinne wat 2 tot 3 keer 'n week in die aand saam eet,
Jy sien 'n massive verskil in daai kinders se gedrag en hulle eetgewoontes en in hulle karakter by die skool, hulle skoolwerk ensovoorts. Maar hulle sê die grootste verskil is 5 tot 7 dae 'n week. Mense wat meeste van die week saam eet, jy sê dis dag en nag hoe daai kinders groei en waar hulle is, hulle emosionele intelligensie en so teenoor kinders wie se ouers, dit kan ook goeie mense wees, maar hulle is net so gejaag en eet nie saam nie. So jy kan dag en nag daai kinders. So ek weet nie van jou nie, maar as dit die waarheid is, dan wil ek hierdie in my lewe inbou. Dan moet ons hierdie fight, dan moet ons sê, yes, kom ons sien wat het die duiwel reg gekry. Om vir ons klomp verskonings te gee, en dit is so, dis nie net verskonings nie, dis 'n reality, ons lewe is besig, die lewe is stresvol, maar dis vir almal so. En of ons fight die goeie fight, of ons los dit net, en dan gooi hy vir ons net waar hy wil, en ons kan nie dit toelaat nie. Ons kan nie dit toelaat vir ons huwelike nie, ons kan nie dit toelaat vir ons kinders nie. Ons moet tafeltyd sien as gewyd, dis heilig. Kom uit God se hart uit, en dit moet 'n gewoonte wees in ons huise. Sy storie, my storie, hulle storie en ons storie. Op die einde van die dag is elke familie in 'n spesifieke seisoen. En elke man en vrou en elke gesin saam moet om 'n tafel kan sit en sê, hier is die uitdagings wat ons face, hier is die goeie dinge wat in ons lewe is, ons seëninge, en hier is wat ons voel die Here met ons mee besig is. En kom ons bid, laat hy ons wysheid gee om in sy wil te leef. Kom ons bid, laat hy ons leer hoe om vir hom 'n verskil te maak. Kom ons bid saam. Vir 'n familie om saam te bid is crucial oor hulle season. En om bewus te wees saam as 'n familie plant julle hier in die kerk. Julle kom saam kerk toe, julle aanbid saam, julle saam betrokke. Ons is saam besig om vir Jesus 'n verskil te maak. Ons is 'n span, né? Family is team. En is om hierdie etenstafel is 'n groot instrument. Dis ons locker room waar die Here dit gebruik om in die team te werk. Ronald Reagan, die oud president van Amerika, gaan nou afsluit. Hy het gesê, all great change in America begins at the dinner table. Nou ek dink daai man draai in sy graf om as hy kyk na Amerika vandag en die nuwe generasie. Want soveel as wat hulle goed kan doen, is soveel goed geskroef daar. Al die geskroefdheid van die wêreld kom van hulle af. Hoekom? Want al hierdie tradisionele waardes laat hulle al meer gaan in die nuwe generasie. Staan nie meer op die Bybel nie, ek staan op whatever ek voel en dink. Kan nie so wees nie. Ons moet terugkom by die waardes wat die Here vir ons gegee het, en ons moet terugkyk na die waardes van ons oupas en oumas wat gewerk het. Sê, yes, hierdie mense het die Here gedien en hierdie deel van hulle lewe, hierdie het gewerk. Ons het die baba met die badwater hier uitgegooi. En ons moet daai baba terugkry. Ons moet daai waardes terugbou in ons lewe. As ons wil hê, ons moet 'n geslag wees en 'n volgende geslag hê en hulle kinders, dat ons saam 'n familie is wat die Here dien, wat naby die Here leef, wat solid is. So ek wil jou uitdaag. En miskien moet ek afsluit met hierdie vraag. Wie hier sê stilte tyd is belangrik? Wie sê stilte tyd is belangrik vir jou verhouding met die Here? Nee, ek dink almal van ons stem saam met dit. Nou, kan ek vir jou dit dan so sê, om af te sluit vandag. Wat stilte tyd is vir jou verhouding met die Here, is tafeltyd vir jou gesin. Wat stilte tyd is vir jou verhouding met die Here, is tafeltyd vir jou gesin. Jy kan lief wees vir die Here en nou en dan bid en bietjie Bybel, 'n videoetjie kyk en so, maar jy gaan nie so naby aan die Here wees as wat jy elke dag stilte tyd hou nie. Amen. Net so, jy kan lief wees vir jou gesin en hier in die verbygaan bietjie chat en 'n drukkie en dit en dat. Jy gaan nie so connected wees en saam in God se wil die pad stap soos wat jy tafeltyd getrou aan is nie. Mag ons commit. Mag ons besef, die duiwel gaan met alles in hom kom om dit te stop en dit weg te hou en verseker hier hoe dit gaan wees. As ek na van julle gesigte kyk en dan sien ek die ding van ons gaan vanaand try saam eet en dan gaan ek iemand wil doodmaak. Dit gaan baie gebeur, kan ek jou sê, dit het al baie by ons gebeur. Net as ek dink, Jesus, ons moet nou weer saam eet en na daai aand
dek die tafel, dit lyk soos 'n partytjie en dan is dit 'n gemors in die sin dat hierdie een is nie lekker nie en daai een is frustreerd en hierdie een huil oor dit en dan wil jy net die tafel omgooi. Dis hoe die duiwel kom. Dis vir ons, ek as pa is leier. Ek moet geduld hê. En ek moet besef, dis nie net ek en my gesin hier nie, die duiwel is ook hier. En hy gaan kom op soveel maniere om hierdie ding te probeer wegvat van ons. En die wêreld werk in op dit. Hoekom is tafeltyd moeilik? Want dit vra vir my, dit tafeltyd sê, kom sit, kom en sit, kom en sit. En ons sê, wie van ons het tyd om te kom en sit? Want die wêreld sê, gaan en jaag. As jy suksesvol wees, gaan en jaag. Tafel sê, kom en sit. Kom en sit en kyk mekaar in die oë. Dit vra tyd. Dit vra presence. Dit vra dat ek nee sê vir die wêreld, veral deur my foon, my tablet, my laptop om dit weg te sit. Al wat hy daar kan wees is as jy bietjie Afrikaanse musiek oor jou JBL speel, oor jou Bluetooth speaker. Dis fyn. Sit hom net daar in die hoek. Braai, sit om 'n tafel. Connect met mekaar. Maak dit 'n gewoonte, keer terug na dit wat ons sê met ons mond is die belangrikste, die Here en my familie. Ons sê dit met ons mond en tog jaag ons verby al twee daai goed. Mag ons terugkom by dit wat ek met my mond sê is die belangrikste, dan sal die Here jou seën. Psalm 128, jy sal dit sien. So seën die Here die man wat die Here dien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons misluk op soveel maniere. En so sal dit wees. Ons is almal onperfek en ons lewe in 'n wêreld wat niks omgee vir U of U woord nie. Maar daarom is ons hier om saam as U familie na U woord te kyk en die beginsels en die dissiplines van U woord. En ons sien die hart daarin en ons wil net eers vir U sê dankie. Dankie dat U 'n pa hart het. Dankie dat U lief is vir familie en dat U lief is vir ons families en dat U ons leer om die tafel is waar ek werk. In julle, deur julle en dis ons gebed, Vader, ons kom vandag na U toe en ons wy ons tafels weer aan U toe. As heilige plekke, as plekke waar U werk, Heilige Gees, in ons gesprekke oor eenvoudige dingetjies. Ons keer terug na die tafel. En ons vra dat U daar om die tafel, elke dag soos ons by mekaar kom, dat U eerste sal wees. En ons weet, party dae gaan nie dieselfde wees as ander dae nie. Maar mag ons in elke huis hierdie commitment maak en al gooi die dag vir ons curveballs, dat ons sê, okay, ons kan nie nou nie, maar môre, ons kan nie hierdie tyd nie, kom ons doen dit vroeër, of kom ons doen dit bietjie later, kom ons doen dit vinniger selfs, maar kom ons kom met by mekaar, kom ons bid saam, kom ons deel sy storie, kom ek deel met julle my storie, ek wil julle storie hoor, kom ons bid oor ons storie, en mag U altyd die middelpunt wees van ons storie, dan weet ons sal geseënd wees. Ons het U so lief, ons bid dit in Jesus naam en ons sê saam, Amen.